Agter vriende, welkom terug. Ons gesels 'n bietjie oor geloof en wat geloof beteken en wat dit van ons vra. So ons is steeds besig met die boek Romeine en my naam is Rassie en ek is gesels uit Ierland en die opnames van ons gedeeltetjies is eerstens vir die lidmate in Ierland, maar ook sommer vir almal wat bietjie daarna wil luister. So ons groet u uit 'n donker en koue Ierland uit en hoop u beleef vreugde waar u is, oral in die wêreld. Maar voordat ons lees moet ons net eers die Here vra om vir ons sy woord te open. So kom ons word net 'n paar oomblikke stil. Here, ons is nou besig met die woord en ons weet u woord is kragtig en ons wil vra dat u ons harte open en ons gedagtes om te hoor wat u vir ons wil sê. Amen. So vriende, ons is besig met die boek Romeine en Romeine is omtrent geskryf in die tyd 60, die jaar 60. Ongelukkig was Nero koning in daardie tyd of die keiser en hy het baie Christene doodgemaak en ons vermoed dat hy ook vir Paulus doodgemaak het. Maar Paulus skryf hierdie brief aan die Rome of aan die Romeine en heel moontlik het hy nog nie by hulle uitgekom nie en hy hoop en hy die oog daarop om by hulle uit te kom. So kom ons lees wat sê hy so vanaf vers 8 tot vers 17. Heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God wat ek met my hele wese dien deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my gebede smeek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word as dit die wil van God is om na julle toe te kom. Want ek begeer om julle te kan sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk, of eerder dat wanneer ek by julle is, ons wedersyds deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle geloof en julle deur myne. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle toe te kom, alhoewel ek dit tot nou toe verhinder is, sodat u ook onder julle 'n vrug kan verkry, soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskrywe staan, die regverdige op grond van geloof sal hy leef. Ja, dis ons gedeeltjie daar en wat hier na vore kom is maar die leerstuk van genade, redding deur geloof alleen. Daar's niks anders nodig nie. En dis 'n feit wat ons altyd maar moet onthou, is dat ons word gered nie deur geloof. Jy kan basies niks aan jou eie redding doen nie. Jy kan die wonderlikste goed probeer, berge uitklim, oseane oorswem, soos Moeder Teresa in die gopse gaan werk onder mense. Dit gaan jou nie red nie. Alleen Jesus Christus kan jou red. Alleen geloof in Jesus Christus kan jou red, want verskoon tog, deur Jesus Christus het daar vir ons verlossing gekom, want hy was die finale offer aan die kruis en sy offer was voldoende vir ons sonde. So net geloof in Jesus Christus is heeltemal genoeg vir jou redding. Nie dat jy 'n mooi lewe leef en dat jy hier en daar en seker goeders probeer nie. Geloof in Jesus Christus, omhelsing van die Here Jesus Christus as jou verlosser, jou saligmaker, die een wat vir jou die nuwe lewe skenk. Dis al wat jy nodig het. En as jy dit gekry het, is jy verlos. Nou dit is 'n eenmalige gebeurte. Geloof, eenmaal kom jy tot geloof. Jy hoef nie elke keer weer tot geloof te kom nie. Eenmaal gee jy jou hart vir die Here Jesus Christus. Jy hoef nie jou lewe telke male vir die Here Jesus te gee nie. Daai een oomblik wat jy jou lewe in die Here Jesus se hande geplaas het, is genoeg. Dis finaal, dis afgehandel. Jy's gered. Die Here skenk aan jou die ewige lewe. Hy skenk aan jou
'n rein hart, en hy was jou skoon. En dit het gebeur, is klaar, dis reg so. Maar daar's ook 'n groei in geloof. So geloof is ook soos 'n lewende ding wat jy aan die lewe moet hou. Jy ontvang geloof as dit ware van die Here af. As mens kyk byvoorbeeld na Hebreërs 12 vers 2. Hierso staan hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Ekskuus, ek moet dit eintlik van die begin af gelees het. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. So, Jesus is die leidsman. In 'n ander vertaling staan eintlik dis hy wat die geloof geskep het, gebring het, maar hy is ook die volëinder daarvan. So hier duidelik word gesê dat Jesus Christus, die een wat nie bang was om te sterf vir ons nie, is ook die volëinder van die geloof. So, dis 'n proses waarin Jesus vir ons elke dag laat groei. So ja, daai beginpunt wat jy tot geloof gekom het, is die afhandeling van die saak eintlik, maar daar's nog 'n voortgaande proses, die volëinding van die geloof, die groei van die geloof. En hoe groei mense jou geloof? Want dis eintlik wat Paulus hier vra en hoop, dat as hy by die Romeine kom, en by die Romeinse gemeente kom, dat hulle mekaar kon ondersteun in hulle geloof. En wat beteken dit? So, vriende, geloofsgroei beteken in die eerste plek, dat ons die woord sal bestudeer. Tyd sal maak om te sit met die Bybel, te lees, aantekeninge te maak, te onderstreep wat op indruk op ons maak. So dis die eerste belangrike punt. Ek volg so 'n dametjie op sosiale media wat pas tot bekering gekom het. En sy begin nou net haar Bybel lees. Sy het nog nooit voorheen die Bybel gelees nie. En dit is so lekker om die pad saam met haar te loop, hoe sy beïndruk is met goed wat in die Bybel staan. En ek dink myself, ek is al 50 jaar 'n Christen en ek het al vergeet van party goed wat in die Bybel staan. En hoe belangrik dit is dat ons dit in die wêreld moet verkondig en uitpassyn. En ons doen dit nie. En hier kom sy, en dis die eerste keer wat sy dit sien, en sy sê, ja, ek het nooit van die goed geweet nie, en dit is so mooi, en dit maak so groot indruk. Nou ja, dit is die woord van die Here, dit is lewend en kragtig, vriende. So dis die heel eerste ding, die woord van die Here. Die tweede ding is die medegelowiges, tyd met medegelowiges. Vriende, dit is so belangrik dat ons by die kerk sal byeenkom, of by 'n Bybelstudie of waar ook al sal byeenkom, saam met medegelowiges, want dis wat Paulus hierso eintlik na verlang. Hy sê hy hoop dat hy in Rome kan kom om saam met die Romeinse gemeente te kan sit en te kan gesels en mekaar te kan versterk in geloof. So dis so belangrik dat ons as gelowiges by mekaar uitkom, dat ons kerk toe gaan, en dat ons in die gemeente betrokke sal wees. Die tweede belangrike punt dan van ons geloofsgroei. Die derde belangrike punt, vriende, is die keuses wat ons maak. Dat ons die regte keuses sal maak tot eer van Jesus se naam, tot eer van die Here se naam. En dat ons die regte besluite sal neem. Baie keer is ons depressief en gespanne, en dit is die tye wat ons doodgewoon, maar eerder moet bid en vra dat die Here ons sal kalm maak. En as ons moeilike goeders het om te doen, dat ons altyd maar sonde nou lê vir ons in loer, dat ons altyd maar sê die Here se manier, die Here se weg is die beter weg. Al is dit soms die moeilike keuse, en soms 'n keuse wat maak dat ons 'n prys daarvoor betaal. En dan natuurlik moet ons ook probleme en teenslae sien as 'n groeiproses en 'n leerproses. Dis geloofsgroei. Daar's een punt in ons lewe wat ons tot bekering kom, wat afgehandel is, of nie elke dag weer tot bekering te kom, of elke maand of elke jaar nie. Dis nie nodig nie. As ons hart eenmaal vir die Here gegee het, is dit afgehandel. Maar die groeiproses is soos 'n huwelik. 'n Mens trou en jou troudag is wonderlik en alles, en dis waar alles begin het. Jou huwelik staan vas vir altyd. Maar intussen moet mense in jou gesin kommunikeer, en daar's baie belangrike take wat jy het in jou gesin.
wat jy moet doen om die huwelik te laat groei en dit mooi te maak. En dis presies dieselfde met ons verhouding met die Here. So geloof, 2 dinge. Een is die punt waarop jy Jesus aanneem, en die tweede ding is jou keuses, jou lewenstyl, laat jou geloof groei. Dis 'n mooi stukkie wat Paulus sê, sodat jy nie moed verloor nie. Ons kan so maklik moed verloor as ons nie ons geloof voed nie, vriende. Hierdie wêreld maak dit so maklik dat 'n ou jou geloof en jou vertroue in die Here sal verloor. Maar as ons dit voed, sal dit nie gebeur nie. Amen. Here, dankie dat ons U kon aanneem en daarmee die ewige lewe kon kry by U. Maar Vader, ons bid ook dat ons die vermoë sal hê, geloof te laat groei. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.